Goeiedag julle van my kant af. My naam is Dewald Roos en ek vorm deel van die tuinroete span en ek anker spesifiek hier by Doxedeye Mosselbaai. Dis my vandag regtig 'n groot voorreg om met julle te kan gesels as groep waar julle bymekaar kom en ek hoop regtig en ek glo dat hierdie journey waarop julle as groep is, iets is wat regtig vrug dra in julle groep en ook in julle persoonlike lewens. Nou vandag wil ek spesifiek met julle gesels oor ons roeping. Nou ons weet, ons is al heel jaar besig met die tema van liefde, die tema van marked by his glory, known by his love. Maar as ons dink aan ons roeping, en dis wat ons juist nou uit hierdie journey uitgeleer het, uit die expedition video ook, is spesifiek dat as ons kyk na ons roeping, dan weet ons, okay, ons het reeds die Heilige Gees ontvang. So as ons dink aan ons roeping, moet ons weet dat ons reeds die Heilige Gees in ons het. En nou baie keer is ons verwysing die hele gedagte van ek het eers die Heilige Gees na 'n spesifieke belewenis of 'n spesifieke ek wil amper sê ervaring wat ek gekry het. Nou dit is nie die geval volgens Korintiërs nie. Korintiërs sê dit is alleenlik deur die Heilige Gees wat ons regtig Christus kan aanneem as ons koning en as ons God. So as ons dan nou dit sê dat okay, ons is natuurlik in dieselfde bootjie om te sê okay, ons almal is Christene, ons almal glo in Jesus as koning en as God, weet ons dat dit alleenlik die Heilige Gees is wat ons kon lei tot by daai punt. So as ons dit dan nou sê, dan sê ons, okay, die Heilige Gees het dan met my gewerk om my te bring by die plek waar ek die besluit maak om te sê, Jesus is my God, Jesus is my koning. So ons, ek en jy, soos ons almal nou hier sit, het die Heilige Gees reeds binne in ons. So as ons dit dan nou sê, ons kyk na 1 Korintiërs 12 vers 11, dan kyk ons na, okay, die hele gedagte van, die Heilige Gees het spesifieke 'n rol wat hy speel in ons lewens, hy aktiveer sekere dinge in ons lewens, en hy bewerkstellig sekere dinge. Nou Paulus sê dit so in 1 Korintiërs 12 vanaf vers 11, en hy sê, een en dieselfde Gees bewerkstellig al hierdie dinge, wat hy aan elkeen afsonderlik uitgedeel het, volgens sy wil. Een en dieselfde Gees bewerkstellig al hierdie dinge. Nou in die gedeelte voor dit praat hy natuurlik oor die gawes. En hy sê dit is een Gees wat al hierdie dinge bewerkstellig. En nou wat ons geleer het is dat daai woord bewerkstellig ons eintlik vat na die plek toe wat hy sê die Heilige Gees energize ons. Hy bemagtig ons. Hy gee ons energie om 'n sekere taak te voltooi of dan nou te doen. En ons weet ons is besig met die dinge van die koninkryk, om die koninkryk van hemel op aarde te sien hoe dit gevestig word. Nou dis ons roeping, om alles onder een hoof te sien en dit is Christus. Nou binne die roeping het ons verskillende rolle natuurlik. Ek het dalk 'n ander rol as wat jy het, maar ons almal se rol is bitter belangrik. En die Heilige Gees energize, bemagtig ons almal om juis hierdie rol te vervul. Dat ons saam beweeg in die liggaam om die koninkryk van hemel op aarde te sien, gevestig word, deurgedring word in elke gebied, elke skool, elke besigheid, elke familie. Dis die Heilige Gees wat ons juis aktiveer vir die dinge van die koninkryk. Het sy dit nou is met die gawes, het sy dit is om te funksioneer in jou rol, dis die Heilige Gees wat ons aktiveer, bemagtig, energize, om juis daar te funksioneer. Nou baie keer, ek weet nie of dit vir jou so voel nie, maar baie keer voel dit, ja, as ek nou dink aan die taak wat ons het, die roeping wat ons moet uitleef, dan okay, nou hoor ons mooi, okay, ons het die Heilige Gees, wonderlik, hy aktiveer ons, hy gee vir ons gawes, maar baie keer voel dit dalk, jy is nie noodwendig reg vir die werke nie. Jy is nie noodwendig reg om hierdie rol te vervul nie. En dit kan baie keer vir jou voel, okay, nou hoor ek hierdie mooi dinge, maar dan intimideer dit my so 'n bietjie of ek dink aan sekere dinge in my eie lewe en ek voel, ag Jesus, dit kan nie ek wees nie. En ek gaan terug dan amper na default mode toe om te dink dis eintlik net per toeval dat ek in die omstandighede is wat ek in is. Dis per toeval dat ek die werk het wat ek het. Dis per toeval dat ek in die gesin is wat ek in is. Dis dalk per toeval dat ek in die groep is wat ek is. En ek dink dit is nou maar net by kans dat dit so uitgewerk het. Maar dit is juis daar, dis juis in hierdie groep waar jy jouself bevind, wat God jou wil gebruik. Dis juis in die werksplek wat jy is, wat God jou wil gebruik, in die gesin, in die skool, waar jy jouself mag bevind. Dis juis daar. Dit is nie per toeval dat jy jouself bevind waar jy jouself bevind nie. En ook nie in hierdie tyd soos vandag nie. En baie keer voel dit dalk, ek is dalk nie noodwendig die tipe ou om hierdie roeping of hierdie rol uit te leef nie. Het voel dalk vir jou, okay, daar sekere goeders wat in my verlede gebeur het, sekere gedagtes wat ek oor myself het, en dan dink ek,
Ag jee, as ek nou hoor, okay, iemand sê nou die roeping gebeur deur ons almal, deur die hele liggaam, die feit dat ons 'n rol het in hierdie roeping, juist die koninkryk van hemel op aarde verder vestig, dan voel ek, ag hemel, hy moes dalk iemand anders gekies het. Want met alles wat ek al gedoen het, wie ek dalk is in my persoonlikheid, in my wese, het kan tog nie wees dat God my gekies het vir hierdie werk nie, vir hierdie roeping nie, vir hierdie rol nie. Maar ek wil jou vandag sê, toe God die koninkryk vestig, en hy het gedink om ons tot by hierdie tyd te bring wat ons nou in is, in 2026, het hy gedink, hy het goed gedink, om jou in die groep te plaas waar jy huidiglik is. Hy het goed gedink om jou in die rol te plaas waar jy huidiglik is. Het sy by jou werk as waar ook al dit mag wees. Hy het goed gedink om jou juis daar te plaas en die Heilige Gees vir ons te gee, om ons te energize, om ons te bemagtig, om juis hierdie roeping uit te leef. Maar daar is spesifieke gedagtes wat ons oor onsself het, wat baie keer ons by 'n plek uitbring wat ons voel, ag Jesus, ek kan dit definitief nie doen nie. Ek het dit nie binne my om dit te doen nie. Ek het nie die gawes nie, ek het nie die persoonlikheid nie, ek het nie wat ook al dit mag wees nie, talente of wat ook al nie. Ek het nie die regte omstandighede vir hierdie rol om uiteindelik uit te leef nie. Maar dit is glad nie die realiteit nie. En ek het gedink dit sal goed wees as ons as groep bietjie kan gesels en dalk is dit 'n geleentheid vir jou om jou hart regtig op die tafel te sit en te sê ouens, ek het hierdie gedagtes oor myself wat ek dink ek dink nie ek is goed genoeg vir die rol nie. So die vraag wat ek jou wil vra en wat ons bietjie kan bespreek, gesels bietjie oor wat keer jou om jouself en jou gawes, jou rol, jou roeping uit te leef. Wat is die dinge wat jou keer om juis in daai rol te funksioneer? Gesels bietjie saam en dan kuier ons net ou. Ek glo julle kon lekker saam gesels oor hierdie tema en is dalk moeilik om die dinge te deel wat jy voel jou terughou, goed uit jou verlede uit, spesifieke gedagtes, maar ek wil jou regtig aanmoedig, die groep waarin jy is juis die plek wat jy dit kan doen. En in die reis van liefde wat ons nou vroeg al aanpak, dis regtig iets wat jy gaan nodig hê, is die groep om saam jou te funksioneer, om saam jou te ondersteun. En as ons dink aan die roeping wat ons onsself in bevind, is dit nooit in isolasie nie. Dit is juis dat ons hierdie roeping doen binne die liggaam. Dis die liggaam wat hierdie roeping, hierdie koninkryk van hemel op aarde verder vestig, hierdie kultuur van liefde verder vestig. En ons is deel van 'n liggaam natuurlik. En Paulus sê dit ook spesifiek so in 1 Korintiërs 12 vers 12 sê, want soos die liggaam 'n eenheid is, maar uit baie ledemate bestaan, en al die ledemate van die liggaam, alhoewel hulle baie is, een liggaam vorm. So is dit ook met Christus, maar sy eerste gedeelte, want soos die liggaam 'n eenheid is. Hy beskryf die liggaam as 'n eenheid. En as jy dink aan eenheid binne hierdie groep waar jy jouself bevind, is dit juist die plek waar jou hart op die tafel kan sit, wat ek vroeër gesê het. Dis juist die plek waar mense jou kan ondersteun, mense jou kan omhels en mense jou kan opbou. Dit is juist dat julle as groep in 'n eenheid funksioneer, as 'n liggaam eintlik funksioneer. En dit gaan baie keer so voel dat, sekere van die ledemate voel dalk nie, hulle voel reg om die taak te voltooi nie, hulle voel nie voldoende nie, soos ons vroeër gesels het, maar dit is juis in daai spasie wat die liggaam intree, die liggaam jou optel, en die liggaam jou deel maak, en jy beweeg saam in eenheid vorentoe. En baie keer gaan daar seisoene wees natuurlik, wat jy dalk voel, ek is dalk die ou wat bietjie swaar trek, of ek is die ou wat die liggaam bietjie agterhou, daar gaan sulke seisoene wees. Maar daar gaan ook seisoene wees wat jy voel jy is bydraend tot die voortbeweging van die liggaam. Daar's albei seisoene, ons almal gaan deur verskillende fases. En dis hoekom die groeplewe so belangrik is. Dis hoekom dit belangrik is om aanhou betrokke te wees, om aktief betrokke te wees. Want dit is juis hier by hierdie geleenthede wat ons kan sê, ek sukkel 'n bietjie. Is jy sê wat ek as die been of die arm of wat ook al kan sê, Jesus, liggaam, help my met hierdie. En julle beweeg in eenheid vorentoe in die groep. En ek dink dis juis iets wat die kultuur van die groep kan vorm. So as julle as groep nou dink, julle het 'n spesifieke kultuur in die groep, 'n spesifieke dinamika, manier hoe julle met mekaar praat, engage, hoe julle die vrae vra, hoe julle mekaar ondersteun. Dalk as julle 'n groep wat bietjie baie sosiaal is, dis ook okay, maar julle het 'n spesifieke dinamika waarbinne julle funksioneer. En dit is juis iets wat binne in die groter liggaam inpas vir die voordeel van die koninkryk, vir die voortbeweging van die koninkryk.
En julle as groep kan gesels oor hoe lyk dit om as 'n eenheid binne hierdie liggaam te funksioneer. Hoe lyk ons groepskultuur? Hoe lyk dit hoe die manier ons mekaar approach, met mekaar praat, hoe ons mekaar ondersteun, hoe ons mekaar dra in moeilike tye? Hoe lyk dit in ons groep? So ek dink dit sal goed wees as ons vandag se gesprek afsluit met hierdie vraag. Binne jou groep, hoe lyk dit om in eenheid te funksioneer? En droom bietjie, raak bietjie kreatief oor die kultuur en ek wil amper sê die funksionering, die dinamika van die groep. Blessings vir jou, lekker gesels en dan reis ons volgende week weer verder.